Hallo my vriend, moet 'n mens skuld bely, verskoning vra as jy verkeerd was, verkeerd gemaak het? Wel, Saul, wat ons nou vandag ken as Paulus het nie, maar kom ons begin die storie so. Kyk, Benjamin, se groot man, die stam Benjamin by Jerusalem, sy groot beroemdste lid van die stam was Saul, koning Saul, beroemde voorganger van Dawid, Saul. Nou, jare later was daar die man Saulus. Saulus is vernoem na Saul, want hulle kom uit dieselfde stam, uit die groot stam Benjamin daar rondom Jerusalem. Nou, Saul is 'n egte Jood van Jerusalem, van Benjamin. En hy is besny, en hy hou die offers, en hy hou die Sabbat, en hy hou al die voorskrifte, reëls en al die dinge. Hy's 'n goeie mens hoor, regtig, moenie fout vind jy. Hy's 'n toegewyde Jood. Hy hou die voorskrifte so. Nou kom daar iemand mos in Jerusalem na vore wat sê hy is die seun van God. Nee, hy is nie die seun van God nie, hy is God, die seun. En hy genees mense en hy doen wonderwerke en sy leringe is gesaghebend. En hy sterf aan die kruis, en die ding wat dit alles verander is, toe Jesus Christus opstaan, en die mense hom weer sien loop, binne Bybelse getuienis, buite Bybelse getuienis, geskiedskrywers uit die Jode self, soos Flavius Josephus, toe Jesus opstaan en loop, jy kan net nie daarteen praat nie, toe kom baie mense tot geloof in Jesus Christus, opregte Jode, maar ook Egiptenaars, en Syriërs, in Libanon, en Perse, dis vandag se Iran, en mense kom tot geloof in Jesus, want hy het opgestaan. En natuurlik is daar, hulle noem dit 'n backlash of 'n kontra van die Jodese kant af, en Saul, koning Saul se nageslag Saulus, was die voorbok, die goeie man wat absoluut toegewyd was aan die voorgeskrewe reëls van die 10 gebooie en al daai. Saulus wou die Christene uitroei. So wat hy doen is, hy kry 'n aanbevelingsbrief by die hoof van die godsdiens in Jerusalem, die hoëpriester. Nou die hoëpriester het nie daai autoriteit gehad, hy het nie daai jurisdiksie gehad om so 'n tipe brief vir Paulus, sy nuwe naam was Paulus, vir Saulus te gee nie. Maar Saul of Saulus kry dan nou hierdie brief, en hy vertrek na Damaskus, en sy plan is om die nuwe Christene, as 'n klein bietjie Christene wat volg en vlug vir hulle lewe, en hy agtervolg daai beginner Christene, nuwe Christene, in Jesus se tyd. Hy agtervolg hulle, dan boei hy hulle, mans en vroue, en hy ontvoer hulle na Jerusalem, en dan is daar 'n verhoor, en hulle word doodgemaak. So Saul, die goeie man, die absoluut die voorskrifte gehou het, hy self sê in Filippense 3 vers 6, hy was onberispelik. Hy het nie egbreek gepleeg nie. Hy het nie gesteel nie. Hy het nie dood gemaak nie. Hy het nie begeer nie. Hy het nie die Sabbat ontheilig nie. Onberisplike mens. Maar hy het die hart van God heeltemal gemis. Want dis nou 2 dinge nie. Dis of dit of dit. Jy kan dink die 10 gebooie red jou, en dan moet jy baie goed wees. Of jy kan as sondaar na Jesus gaan en sê, Jesus Christus, ek glo in U. So Saulus, selfe man, hy agtervolg die Christene om hulle dood te maak. So toe hy op pad is na Damaskus, kom daar 'n heldere lig, 'n onbeskryflike lig uit die hemel uit op hom. En dit stamp vir Paulus om op die grond, en die stem uit die hemel sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? En Saulus lê op die grond, absoluut geskok, en hy sê, wie is U, Here? Interessant, Here, God. En die stem uit die hemel sê is, ek is Jesus. Dis ek wat julle se mense doodgemaak het. Dis ek wat in die graf was,
Dis ek wat ter helle was. Dis ek wat opgestaan het. Dis ek wat weer aan mense verskyn het, wat my gesien het. Dis ek wat hemel toe gevaar het voor ooggetuies. En dis ek wat gesê het, ek gaan hemel toe, vir julle plek te berei. Maar as ek weer kom ek nie om mee te mors soos die eerste keer. Hierdie keer kom ek om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. So Paulus op die grond, hierdie man onberispelik, maar teen die heiligheid van God, sien Paulus sy totale onreg, en hy krimp in een, en hy is op die grond magteloos. En die Here sê vir hom, Saul, jy moet nou hier opstaan, laat jou maatjies jou optel, want jy is geskok, jy is blind, jy gaan nie nou eet nie, jy gaan nie nou drink nie, maar laat hulle jou vat na Damaskus, na daai mense wat geweet het jy kom om hulle dood te maak, een van hulle wag vir jou, en hy sal met jou praat. Jy weet die ding, as 'n mens teen mense optree, so Saul mense vervolg, lelik is met mense, dan moet jy weet, daar is 'n verband tussen jou optrede, jou hart, jou gesindheid teenoor mense en teenoor God. Daarom sê die Here in Markus 9, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En dan staan in Markus 9 vers 41, elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal die beloning daarvoor kry. En Jesus sê ook, elkeen wat in hierdie kleintjies wat in my glo, as jy hulle laat afvallig word, is dit vir jou beter dat 'n klip om jou meelsteen om jou nek gebind word en jy in die see gegooi word. Daar's 'n verband tussen jou optrede in jou hart met mense en jou verhouding met die Here. En as jy mense, kinders van die Here, verontreg, seker maak, onregverdig, belemmer, dan sal dit teen jou gehou word deur God op die oordeelsdag. Die boek Kronieke sê ook so, raak my gesalfde nie aan nie, en doen my profete geen kwaad aan nie. Jy kan mense kwaad aandoen, jy kan 'n lelike hart hê teen mense, kinders, ook die gesalfde van die Here. En 'n lelike hart sal gestraf word deur God self. En 'n mooi optrede, 'n mooi hart teenoor God se kinders en gesalfde, sal vir jou beloon word uit die hemel. Dit sê die Bybel. So Saul, wat mense, manne en vroue, vroeë Christene, doodgemaak het en belemmer het, hy is op pad na 'n helse straf. Maar daai dag op die grond, hoe hy so mighty is, en so groot is, en hy die brief van die hoof van die godsdiens in Jerusalem, in die tempel, in sy sak, en hy die toestemming om mense steur te maak, daai dag, toe hy in mekaar krimp, en opkyk na die hemel en sê, Here, en die Here sê, dis ek, Jesus, daai dag het Saulus sy hele lewe verander. En hy skryf self daaroor later in sy brief, hy sê, hy lewe net vir Jesus. So daar staan Paulus toe op van die grond af, hy gaan na Damaskus, een van die vroeë Christene, wat hy wou hom besoek en hom te gaan vang om dood te maak. En Ananias sê vir hom, jy was verkeerd, maar nou het jy opgestaan soos Elia, en jy wat so in die tempeldiens was, en high and mighty in Engels, jy is nou bruikbaar vir Jesus Christus. So God se wil is, gaan nou terug na Jerusalem, gaan terug na die heel eerste gemeente wat vandag nog bestaan, Christelike gemeente in Jerusalem, en verkondig daar van Jesus Christus. En dit is wat Saulus gedoen het. 'n man wat uit Jerusalem uittrek, Jerusalem, Juda, om Jesus te vervolg, is weer terug in Jerusalem, om te gaan getuig en te vertel van Jesus Christus. Wel, dis 'n wonderwerk, dis net deur die Heilige Gees, dat iemand wat so wetties is, kan omdraai en van daar af het hy gelewe vir Jesus, en hy het gelewe deur die Heilige Gees. Toe Saul nog daarso was in Damaskus,
ook 'n bietjie daardeur gebring en geëet en gedrink en gepreek. Toe wil die Jode hom daar doodmaak. En hy's daar weggesteek en hy's met 'n tou oor die muur gelaat sak. En daar kan hy ontsnap. En so het die evangelie versprei. Jesus Christus sal jou lewe omkeer. Van wetties en skuld na, man, ons praat nie oor skuld nie. Ons praat nie oor sonde nie. Paulus het nooit skuld berei nie. Hy het nooit berou gehad nie. Dit was agter hom. Paulus het net vorentoe gegaan en hy het gelewe met 'n goeie hart teen ander mense, Christene en die gesalfdes van die Here, die profete. En Paulus is dood daarvoor, maar hy is beloon in die hemel. Groot les. Nou wil ek jou seën. Ontvang die seëninge van God. Lewe vir Jesus. Moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe. Mag die genade van Jesus, mag die liefde van die Vader, mag die Heilige Gees ook by jou wees. Amen.